Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, welkom by Straatwys. Nou, daar is baie redes hoekom mense en jy dalk nie emosioneel genees van trauma of situasies in jou lewe nie. En ek wil vandag vir jou 'n opsomming gee van 'n paar, nie natuurlik, dis nie noodwendig almal nie, maar kom ons kyk net na 'n paar. En die eerste daarvan is, ons ken almal daai een wat jy vir mense sê, wat jy sê van ek is okay. Maar daardie okay is nie 'n genesing nie. Dis coping. Dis soos jou kar, daai klein gloeilampie wat nie werk nie en jy ignoreer dit en dan kom maar nog iets en nog iets en nog iets. En voor jy oë uitvee, sit jy met 'n kar wat eintlik lankal nodig gehad het om na gekyk te word. Maar wat doen ons? Ons wag vir iets groots om te breek en dan hardloop ons en nou wil ons regmaak. Maar dis dalk te laat. Nou is dit te duur, nou is dit chaos en nou kla ons. Of ons besluit, ag weet jy wat, dis nie die moeite werd nie, ek verkoop sommer die hele ding. En dis presies hoe emosies werk. Die Bybel sê dis klein jakkalsies wat die wingerd verwoes. Met ander woorde, dis nie die groot goed wat jou eerste breek nie, dis die klein goedjies wat jy nooit hanteer nie. Die tweede een is, mense sê baie vir my, wat weet 'n dominee of 'n sielkundige nou eintlik? En ek hoor dit die hele tyd. Hulle sê, ag weet jy wat, ek gaan nie vir iemand betaal wat net stil sit en luister nie. Maar dan sê ek altyd, dis nogal snaaks, nee, want jy sal ure by jou vriendinne sit of saam met Captain Morgan en hulle luister ook. Maar wat is die verskil? Hulle daag jou nie uit nie. Hulle sê jy's reg, hulle vat jou kant, hulle laat jou beter voel vir nou. Maar hulle vat nie jou na die wortel toe nie. En as ons eerlik is, dis eintlik hoekom baie mense nie hulp soek nie. Nie omdat dit nie werk nie, maar omdat ons nie regtig wil oopmaak en regtig wil gaan kyk wat regtig fout is in ons nie. Wat om oop te maak beteken, jy gaan dalk iets sien van jouself wat jy nie van hou nie. Die derde een is, ons behandel die simptome en nie die oorsake nie. Kom ons sê jou vrou los jou vir iemand anders en nou is sy die villain en die ander ou is die probleem. En ja, dit maak seer en is regtig en is eg. Maar dis net die oppervlakte, want baie keer lê daar iets diepers in jou, patrone of onsekerhede, goed wat al jare saam met julle kom, miskien van kleins af. Maar ons kyk nie daar nie, ons plak net die wond toe, maar ons haal nooit die stuk glas uit nie. En dan wonder jy, hoekom lyk elke verhouding daarna ook vir jou dieselfde? Hoekom is almal dieselfde? En dis nie almal nie, dis die ongesiene storie van jou wat aanhou om uit te speel. Die vierde is, genesing is nie 'n bestemming nie. Mense wil 'n quick fix hê, 'n diagnose, 'n operasie, 2 dae rus by die huis en die volgende week hardloop jy weer. Maar emosionele genesing werk nie so nie. Dis meer soos 'n rugbesering. Jy kan beter raak, maar jy moet dit bestuur. Elke liewe dag, elke oomblik en dis 'n proses. En ja, dit vat tyd en dalk kom dit nooit 100% weer reg soos wat dit was nie. Maar weet jy wat, dis beter om dit te bestuur as om dit te ignoreer. Want as jy dit ignoreer, gaan jy later nie meer loop nie, ook emosioneel nie kan cope nie. En nommer 5, wat ons sê van, ag weet jy wat, dis nie so erg nie. Veral mans doen dit. Ons is grootgemaak om te cope, om sterk te wees, om net aan te gaan, maar daai sterk wees is partykeer net 'n masker. Want jy hanteer nie die pyn nie, jy bære dit. En een of ander tyd gaan dit uitkom. Dit kom altyd in iets soos aggressie, verhoudings wat breek, afstand tussen jou en die mense wat jy liefhet, en dan betaal almal rondom jou die prys. En dan is die laaste ene, trauma word vir mense 'n identiteit. Dis al waaroor hulle kan praat. Dis hoe hulle self sien, dis hulle storie. En pyn gee ook vir sekere mense 'n stem. Maar as jy nie daardeur werk nie, word dit jou hele lewe. Dis hoekom ouens kan lag en grappies maak oor hulle ekse, maar nooit regtig praat nie. Dis oppervlak. Die waarheid lê dieper en trauma wat nie deurgewerk word nie, sit nie net in jou kop nie. Dit gaan sit ook in jou liggaam. En eventually raak mense moeg. Nie vir jou nie, maar vir 'n storie wat nooit ooit verander nie. En hier is die waarheid. Genesing begin nie wanneer jy reg is nie. Dit begin wanneer jy eerlik is. Wanneer jy ophou sê ek is okay en begin sê hier's iets in my wat aandag nodig het. En dalk is dit waar God jou wil ontmoet. Nie in jou perfekte fasade nie, maar in jou eerlike gebrokenheid. Want dis waar herstel begin. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap. Mooi loop.